Ons gas op die bank vandag, minister Dr. Leon Schreiber. Dit is 'n lang intro. Is daar nog titels wat ons moet byvoeg, nee? Nee, wat ek dink dis genoeg wat die werk betref, maar ek kan byvoeg onlangs 'n pa geword. So, Ek wou daarby uitkom. Ja, daai een is eintlik die belangrikste. Gesels gou met my oor jou grootwordjare, minister, want van die Swartland tot by Kleinsee en toe tot by die politiek, wat se invloed het, ek sou dink, die waardes waarmee jy groot geword het, tog op jou politieke loopbaan gehad en hoe jy besluite maak? Ja, gebore in Piketberg, maar eintlik meestal groot geword in Namakoland, Kleinsee, myn dorpie daar teen die Weskus, 100 km wes van Springbok. As jy by die see uitkom, dan is jy daar. Dis maar hoe jy dit kry. En toe hoërskool Stellenbosch toe gegaan in die koshuis gewees. Maar ek dink die waardes van 'n plattelandse groot word, die voorreg daarvan is iets wat 'n mens altyd bybly. So ek dink selfs vandag is ek op my gelukkigste as ek iewers in die veld kan wees, ver van alles af. Ja. Ek kry nie nou meer genoeg kans om dit te doen nie, maar wanneer ek die kans kry, jy is altyd verfris en jy kom weer terug met nuwe perspektief. So ja, eintlik 'n voorreg om groot te word. Alhoewel baie mense sou dink dis vervelig, dis die middel van nêrens. Ons het die wonderlikste naweke gehad, gekamp teen die see by die Oranje rivier. So dit verruilik vir niks. Verveling in soeke omstandighede is eintlik 'n voorreg want dit leer jou om jou verbeelding te gebruik, né? Nou hierdie foto wat ons nou hierso sien op die skerm, is dit die foto wat op jou tafel staan, want ek het gelees dat jy verwys na die 3 gevreetjies van Ja. Is dit jou boeties? Dis hulle, ja. Was julle stout en wees eerlik? Ja, ons was definitief. My ma was omring deur 4 mans daar, soos jy kan sien, en ja, ag, maar die 3 van ons het soos kinders groot geword, sorgvrye kinderjare. Ek dink wat interessant is van Kleinsee en wat ek nou op terugkyk is, dit was 'n privaat dorp wat behoort het aan De Beers en almal daar het 'n werk gehad. Jy kon letterlik nie by die dorp inkom, dit was privaat eiendom, tensy jy daar gewerk het of iemand jou genooi het. En dit was redelik vroeg ook al tot 'n mate geïntegreer. Ons laerskole byvoorbeeld was al in die laat 80s meer geïntegreer as die res van die land. So dit het vir my 'n interessante blik gegee op 'n Suid-Afrika waar almal ten minste 'n werk het, waar almal ten minste 'n bestaan kan maak. En dit was ook baie veilig. Dit was 'n sorgvrye kindertyd en ek dink dit het dan vir die 3 gevrete baie tyd gegee om stout te wees. En dit het almal vir jou 'n blik gegee op die soort Suid-Afrika wat ek dink jy graag aan sou wou bou. Maar ek wil gepraat oor jou pa. Hy was 'n ambagsman en wat ek lees is dat hy 'n baie groot invloed ook gehad het op jou lewe, sy karakter en die mens wat hy was. Hoe het dit jou filiasieloosheid waarvoor jy so bekend is gevorm? Ja, my pa was 'n ongelooflike opregte persoon. Hy is ongelukkig in 2019 oorlede, net na ek parlement toe is oorspronklik. En ek dink dit is waardes wat ek met my saamdra. Dat en dis ironies want in die politiek gaan almal mos oor status en posisie en jy weet wie's belangriker as wie. En dit is net iets wat my pa het 'n walging gehad in sulke goed. Hy was iemand wat met sy hande gewerk het, hy was 'n praktiese mens en hy wou dinge gedoen gekry het. Hy het nie tyd gehad vir rompslomp en bureaukrasie nie. So ek dink daai eienskappe kom wel deur. As 'n mens groot word in 'n huis waar jy beoordeel word op grond van wat jy doen, die werk wat jy doen, eerder as op of jy nou dink jy is belangrik. Ek dink ons het meer van dit nodig in die politiek om eerlik te wees, want dan is jou fokus meer op wat bereik ek in hierdie posisie? Wat doen ek prakties? Wat is ek besig om te verander? Eerder as om net in 'n posisie te wil wees. So dit is iets wat ek 'n groot renons in het tot vandag. Die minister sit hier op die bank en hy sê sy mond water. Omtrent. Maar ek hoor jy's 'n braaiman, so jy hou van braai. Ja, nee, ek sal beter doen agter die braaivleisvuur as agter die kospotte. Maar ja, ek dink dit is weer eens deel van hoe 'n mens groot word. As jy die eenvoudige dinge in die lewe is eintlik dink ek die goed wat die meeste met jou bybly. En soos ek sê, ek kry nou nie baie tyd om noodwendig te gaan kamp deesdae nie, maar ek kan daarom so nou en dan, al is dit baie keer nog laat in die nag, vuur maak en dan met 'n choppie op die kolle gooi. Ja, ek wil gou weer praat oor jou familie en jou eie familie nou, want jy het ver gaan vry. Jy het 'n lang afstand romanse gehad. Jou vrou in Nederland ontmoet. Ja. Is dit waar jou passie vandaan gekom het om mense vinnig en maklik en effektief oor grense te laat beweeg? Nee, ek het daarop gereis voor die tyd en gesien dat dit baie keer 'n moeilike ding is. Ons het ontmoet terwyl ek in Duitsland studeer het. Ek het my doktorsgraad gedoen by die Vrye Universiteit van Berlyn. Ons het op neutrale grondgebied ontmoet in Switserland by 'n konferensie. En toe daarvan af is ek Amerika toe nog. Ek het my graad voltooi by Princeton Universiteit en toe daar gewerk
as 'n navorser. Ons het in 2016 teruggekom Suid-Afrika toe en ek het toe nog 'n paar jaar oor afstand vir Princeton gewerk, navorsing gedoen. Dit was 'n baie belangrike vormende deel eintlik van my loopbaan, want vir omtrent 4-5 jaar het ek reg deur Afrika en Asië gereis en gevalle studies geskryf oor hoe jy regeringsinstellings kan beter maak. En dit was baie keer in ongelooflike ingewikkelde kontekste, soos hoe bou jy 'n belasting kantoor na die volksmoord in Rwanda? Jy weet, hoe het Vietnam ekonomiese hervormings teweeggebring na die oorlog. Selfs in Wes-Afrika het ek navorsing gedoen oor hoe reageer jy op die Ebola-krisis wat in 2014 daar afgespeel het. So dit was ongelooflik belangrik vir my waar ek 1-tot-1 gesprekke gevoer het met die hervormer self, die mense by die belastingkantoor, by die departement, by die staatsinstelling wat hierdie hervormings moes teweegbring. En ek dink dit is iets wat nou vir my baie waardevol is. En as ek kan sê, Charlene, die belangrikste ding wat ek daar saam met my gedra het en vandag nog gebruik, en ook van dag 1 af by Binnelandse Sake, jy moet kristalhelder prioriteite hê. Nie 'n lys van 100 goed wat jy wil doen nie, 2-3 goed wat met 'n duidelike idee saamgebind word. Wat is die goue draad? Wat wil jy bereik? En dis belangrik. Nou, jy's baie goed daarmee om die storie weg van jouself af te neem en daarmee gaan oor die politiek nie, maar dit is belangrike goed wat jy sê, want dit het deel gevorm van die werk wat jy nou doen en mense gee erkenning daarvoor. Maar ek wil tog vra, weet, as 'n mens 'n verhouding begin in daai stadium van jou lewe en jy maak dan hierdie skuif na 'n baie openbare profiel waar daar baie op die spel is. Met hoe groei 'n mens saam? Want dit moet tog nogal 'n uitdaging wees. Ek dink nie 'n mens kan suksesvol wees in so 'n pos sonder iemand wat jou dag en nag ondersteun nie. Iemand wat ek spot altyd met Julia en sê dat ek was destyds toe ons nog in die oppositie was, die raadgewer aan John Steenhuisen, en ek het altyd vir haar gesê sy is die raadgewer aan die raadgewer. Want sy is die een persoon wat ek vertrou om my te help dink deur probleme. En jy kan maar nou net dink as jy skielik in regering kom. Ons party as die DA, het was nog nooit 'n nasionale regering nie. Dis 'n reuse verandering vir die land. En wie is die persoon op wie jy kan staat maak? So, ek is dankbaar dat ons saam gegroei het deur die proses, want ek dink dit sou moeilik wees as jy iewers halfpad in vir iemand moet laat verstaan hoe hierdie lewe is. En ek dink dit is goed dat jy begin met 'n normale situasie en dan parlement toe gaan en nou in regering is, dat jy die paadjie saam stap. Want dis ook goed wat jy saam bereik en ja, dis baie keer moeilik, maar dan kan jy ook saam trots wees op waar daar suksesse is. Nou minister, ek wil vir jou sê baie sterkte met die normale uitdaging wat jy nou gaan hê van ouerskap. Ja. Ek hoop nie daar is te veel slapelose nagte nie. Baie dankie dat jy vanoggend kom kuier het. Nou uiteindelik my beurt met ons agbare minister te gesels. Ek mag maar sê Leon, né? Jy mag. Ek sien jy het nie gekom met die blou lig brigade nie. Nee, ek het nie. Was dit 'n vereiste hier by Sake? Nee, ek is baie bly daaroor want weet jy as daar nou 'n ding is wat my nou wat my in elk geval. So wie het daai besluit geneem? Is dit 'n besluit wat julle uit DA-kringe geneem het om nie met die blou ligte rond te ry? Ag, weet jy, ek dink dit is iets wat 'n ou self oor beheer het. So jy het nie nodig om dit te gebruik as dit nie nodig is. Ja, maar hoekom moet jy dit nou eintlik hê? Nee, ek meen, kom ons stel nou voor dat daar een of ander aanval is op die minister, dan kan jy dit seker gebruik, maar tot dusver kan ek rapporteer dat dit nog nie gebeur het. So jy's nog steeds veilig. Ek wil net, kom ons kan nou met die ongemaklikheid uit die weg het hier. So ek wil nou, jy's nou deel van die regering van nasionale eenheid, jy's 'n minister in 'n ANC gedomineerde regering. Maar terselfdertyd as jy sien, hulle het ook van die Demokratiese Alliansie, daar was nou die afgelope tyd baie stof gewees, want John Steenhuisen is weg, en hy het 'n klomp klippe gegooi, jy het nou 'n nuwe leier. So waar is jy nou eintlik? Is jy nou DA-lid, of is jy nou deel van die ANC-geleide regering, of wat is jy nou eintlik? Nee, ek dink 'n mens moet albei wees. Jy is 'n lid van die party, en dis die kiesers van die DA wat vir ons deel gemaak het van hierdie regering. Mens moet nooit vergeet in 'n demokrasie dat dit is op die einde van die dag wat gebeur, en hoe dit werk nie. So jy verteenwoordig DA-kiesers binne die regering, maar jy werk ook in belang van die hele land en van almal in Suid-Afrika. So ek moet vir sê ek het geen spanning ervaar tussen die twee nie. Ek dink as jy jou werk reg doen, as jy optree in belang van die land, dan help dit ook die party en vice versa. Maar is jy nog betrokke? Wel, natuurlik is nog betrokke, maar is jy nou betrokke by die DA? So toe Jordan Hilloos die leier geraak het, het hy vir my gevra om voor te vat binne die DA opset in die RNE. So ek werk baie nou met hom saam as partyleier
leier, net om seker te maak wat is die kwessies binne in die regering, ons ministers en ons adjunkministers, wat is die agendas, wat is die prioriteite. So op daai vlak is 'n direkte skakel met die party eintlik. Maar jou verhouding met die president, hy is tog jou direkte baas nou. Het jy 'n goeie verhouding met die president self? Ja, ons werk goed saam. Ek dink aan die begin, omdat ek van die begin af geweet het hoe my agenda gaan lyk, wat my prioriteite gaan wees, kon 'n mens oop gesprekke hê en sê ek is in hierdie pos en ek dink dis wat ons moet doen. Digitalisering was van die begin af heel bo aan die lys en dan die verskillende projekte hoe ons dit wou implementeer. Ons werk goed saam om dit realiteit te maak. Was dit van die begin af so gewees of het julle 'n geduidelike verhouding opgebou en hoe is jou verhouding met die ander spesifiek ANC ministers? Nee, dit was nie so van die begin af nie, want ek sê altyd vir mense en dit is redelik uitsonderlik. Ek het in 2018 'n boek geskryf, Coalition Country, waar ek voorspel het dat die ANC sy meerderheid gaan verloor en dat ons moet gewoond raak aan koalisieregerings. En wat so uitsonderlik was van Suid-Afrika in 2024 is ons het nie eers mekaar se selfoonnommers gehad nie. Ek onthou goed hoe die onderhandelinge begin het dat mense rondgeskarrel het en gevra het jy die een of daai een se selfoonnommer. So daar was geen verhouding nie. En ek dink dis belangrik vir mense om al buite te verstaan dis waar jy begin. Ja. En soos enige menseverhouding moet jy dit dan bou. En ons het natuurlik die groot bekleierery gehad oor BTW en die begroting. So jy het oomblikke wat jy erg kop stamp en wie hou nou daarvan, maar jy moet dit baie keer doen. En dan jy ook suksesse waar jy die verhouding ook op daai manier kan verdien. Laat ek net 'n vinnige opmerking maak oor die DA se bekleierery oor BTW. Ek dink dit was maar so 'n bietjie goedkoop politiek daai gewees hoor, net so terloops. Sê dit vir die mense wat 17% BTW sou betaal. Alright. Ons gaan net daar na toe. Ek het geluister na jou gesprek met Celine, my agbare kollega hierso, en wat vir my duidelik uitgestaan het hierso, jy's 'n stelselsmens. Ja. Jy's 'n prosesmens. Is dit hoe jy kyk by binnelandse sake is die kern van 'n regering. Ja. Dit is tog ek meen bevolkingsregister is tog waaroor 'n regering gaan. Ja. Nie waar nie. So jy het hierdie reuse gemors geërf. Hoe het jy hierdie olifant opgeëet? Ja, hy's nog nie heeltemal op nie, maar daar's groot vordering. Jy's heeltemal reg. Kyk na dit as 'n proses en as 'n stelsel, maar moenie fokus op simptome nie, gaan identifiseer die oorsake van hierdie tekortkominge. En baie mense het aan die begin gesê dis 'n gifbeker. Hoe is jy mal? Wie wil hierdie werk hê? Dit is juist wat my opgewonde gemaak het omdat almal saamgestem het. Hierdie is waarskynlik die stikkendste departement. Dis die een wat aan al 63 miljoen Suid-Afrikaners se lewe raak op een of ander stadium. En dit is dus 'n geleentheid om te wys dat as jy dinge anders doen, kan ons vordering maak in Suid-Afrika. En ek dink daai ingesteldheid, die dringendheid, ek het altyd gesê ons gaan nie 30 jaar hê soos die ANC nie, ons is gelukkig as ons 30 maande het. So kom ons gebruik elke dag wat ons hierdie voorreg het om die land te dien. En ek dink dan die belangrikste punt is die duidelikheid oor wat jy wil doen. Binnelandse sake, soos baie goed in regering is 'n proses. Daar's 'n inset, 'n transformasie en 'n uitset. As jy aansoek doen vir 'n ID, daar's 'n inset, hy word getransformeer, is jy wie jy sê jy is, hy word geproduseer en dan moet jy hom kry. En kan ons nie in 2026 beter maniere kry om te doen as met 'n papier en met 'n lang ry nie? En dis basies hoe ons dit benader. Weet jy, ek is so bly om te hoor jy uiteindelik 'n ding bereik en jy weet nie een of ander as we kyk van baie van die ander staatsdepartemente, die uiteindelike doel is nie om mense te dien nie, dis om een of ander politieke doelwit te bereik. En dit is so verkeerd. Dit gaan oor die mense. Wat my verbaas, jy sê daar's net 12,000 mense wat vir jou werk en jou totale begroting is 15 miljard rand. Ja. Ek het gedink is baie meer mense in baie groter begroting. Nee, as mense kla oor te min geld in 'n staatsdepartement, dan moet julle na my verwys. Binnelandse sake is baie besnoei oor die jare. Ek wil net sê, daar weer jou punt oor om iets te wil bereik is so kernbelangrik. Want wat ek glo is, deur jou werk ordentlik te doen, deur vir iemand 'n beter ervaring te gee die volgende keer wanneer hulle 'n ID of 'n paspoort nodig het, dan gaan jy ook die politieke argument maak. Want hulle weet daar's 'n nuwe persoon as minister, hulle weet jy kom van die DA af en jy lewer 'n beter diens. So hoekom moet jy gaan praat as jy dit kan doen? Jy het nou baie reg gekry in die afgelope 2 jaar. Ek meen, mens gaan kyk maar net wat ek meen, daar's julle en baie gelukkig mee en ek is baie dankbaar daaroor, want ek meen wil nie in rye gaan staan oor vir IDs en jy sê goed is so krities nodig. Maar het jy hoe was jou samewerking met die bestaande mense binne in die departement aanvanklik? Het jy hierdie samewerking dadelik gekry? Hoe het jy dit hanteer? Ja, as jy dink aan jy praat van die 12,000 mense, dis nou amptenare by binnelandse sake, die grensbestuur owerheid en die staatsdrukkery hoofsaaklik.
uit al daai duisende mense is daar net een persoon wat verander het. Ek het selfs dieselfde adjunkminister van die ANC met wie ek baie goed oor die weg kom, wat ook onder die vorige administrasie daar was. So vat nou enige organisasie en verander een persoon en dan moet jy nou alles in die proses ook verbeter. So wat jy daar kry is natuurlik mense wat oor 30 jaar in posisies was binne die staatsdiens, binne daai departement, en dinge op 'n bepaalde manier gedoen het. Nou kom 'n nuwe minister in En 'n jonge, nog 'n jonge jong persoon en van 'n ander politieke party en mense ken nie mekaar nie, so dit het tyd gevat om die verhoudings te bou weer eens op 'n mensvlak. En ek dink dis altyd belangrik. Ons werk altyd met mense, so jy moet altyd belê in die verhoudings. Die belangrike ding, of een van die interessante goed wat vir my uitstaan, ek het 'n baie sterk indruk ontwikkel oor die afgelope 2 jaar, dat, ek praat nou nie van korrupte mense of mense wat net nie wil werk nie, dat waar daar staatsamptenare is, en daar is baie van hulle wat 'n goeie werk wil doen en wil voel hulle werk beteken iets, dat hulle het dikwels gevoel, hulle moet altyd probeer ontsyfer wat is die ware agenda. En dit het vir my tyd gevat om te verstaan, en ook om daai vertroue te bou, deur letterlik oor en oor dieselfde ding te sê. Ek is nie hier, jy hoef nie my woorde te ontsyfer, wanneer ek sê, kom ons gaan digitaliseer die aansoekproses vir IDs, dan is daar nie 'n verskuilde betekenis oor wie moet nou dit of dat kry uit dit nie. Ek wil net hê dit moet werk. En ek dink dit was een van die goed wat 'n paar maande gevat het vir mense om te vertrou wat jy sê. Dat jy het nie 'n politieke doel nie. En is julle nou daar? Is julle 'n span? Ons is 'n span. Ek het my direkteur-generaal heraangestel, want hy is die beste persoon vir die werk en hy het homself bewys saam met die span en ek dink Suid-Afrikaners ervaar dit. Ons het 4,5 maande terug na 18 maande se werk hierdie projek geloods saam met die banke, waar mense nou by 'n plaaslike banktak kan instap sonder 'n afspraak, sonder 'n papier en als met hulle vingerafdruk en hulle gesig doen, binne 5 minute aansoek doen vir 'n ID-dokument. In 4,5 maande het ons gegaan van 0 banktakke waar jy dit kon doen na 372. Ons gaan by 750 wees aan die einde van die jaar. 'n half miljoen mense het dit reeds gebruik. Dit is daai 500 000 Suid-Afrikaners wat daai diens gebruik het. Ervaar die gevolge van ordentlike leierskap, ordentlike kultuur wat gebou word en verandering by binnelandse sake. Die afgelope tyd het ons nou hierdie groot ding ervaar in Suid-Afrika, ek gaan dit xenofobie noem. Dis eintlik niks anders as wat dit is nie. En daar word baie keer vingers verwys na jou departement toe en sy gesê dit is as gevolg van julle laksheid van visums en die en daai en so. Wie se skuld is hierdie wat is dit immigrasiebeheer? Is dit hulle wat die probleme is? David, is deel van die erflating wat ek gekry het. Dis die realiteit. Hierdie probleem het nie gister ontstaan nie. Die mense, en ons het dit gesien met die 72,000 mense wat ons nou reeds gerepatrieer het, hulle is vir 15, 20 jaar in Suid-Afrika. Dit is iets wat ons nou moet oplos, maar dit kom iewers vandaan. Ek dink die ander belangrike punt om te maak hieroor, ons het 832 immigrasiebeamptes in die hele Republiek van Suid-Afrika. En dit is waar die begrotingspunt wel, dink ek, relevant is. 15 miljard rand begroting, as jy gaan kyk die tendense met jou analise oor die afgelope 10 jaar, gaan jy sien, altyd wanneer daar gesny moes word, was binnelandse sake die maklikste en die eerste plek om te sny. Ek wil net vir jou sê, al die ministers sê so. Dis nie 'n argument vir meer geld nie. So dit is net om duidelik te wees. Okay. Dis die diagnose van die probleem. So jy eindig op met 'n stelsel wat afhanklik is van mense, van sogenaamde manual prosesse. Ek moet kyk na 'n stuk papier en dan moet ek dit iewers op 'n database kontroleer, maar jy befonds nie daai model nie. So ek sê nie geef my meer geld nie, ek sê ek gaan die model verander. So hoe ons hierdie probleem gaan bekamp is deur ons nuwe ETA, Electronic Travel Authorization, 'n biometriese stelsel. Elke buitelander wat hierdie land inkom, gaan vir ons daai inligting moet gee. Ons gaan hulle gesig kan herken. Ons gaan hulle foto vergelyk met die foto in hulle paspoort. Ons gaan masjienleer gebruik om te verifieer dat hulle paspoort autentiek is. En ek sê eintlik verkeerd, ons doen dit reeds sedert Oktober vir 4 lande. Ons gaan dit nou uitbrei na almal wat die land binnekom. En die ander deel wat daarbey aansluit, is om dan tegnologie te gebruik sodat ander wetstoepassers kan sê, kom ons verifieer gou of jy wettig in Suid-Afrika is. So dis nog 'n voorbeeld van in plaas van te sê ek het net 832 mense, ek het te min geld, ek kan niks doen nie, moet jy die hele model van vooraf bou met tegnologie. Maar wat jy gewoonlik kyk en nou gaan bou raak hierso nou, is die groen boekie is nou verby, nou hy's nou jy wil hom heeltemal uitfaseer. Ja. So hy's nou klaar en nou jy kry nou net die kaart en dan wil jy ook digitaliseer, heeltemal digitaliseer. Ja, so kom ek maak net gou almal rustig. Die groen boekie is nog op hierdie stadium geldig. Okay. Wat ons wel na kyk is ons gaan 'n datum aankondig waar ons hom nie meer gaan produseer nie in die eerste plek. Want wat ongelooflik is, Dawie,
Binnelandse sake self vir 15 jaar plus, die groen boekie is 'n slegte ding vir jou. En dis waar, want hulle kan jou foto uithaal en dan neem hulle jou identiteit aan, dit het bedrog, bankbedrog ensovoorts aangevuur. Maar binnelandse sake het nie genoeg liggings gehad waar jy 'n kaart kon kry nie. Inteendeel, daar's 214 kantore waar jy 'n kaart kan kry. Daar's nog 90 waar jy net die boekie kan kry. So as jy toevallig in Howick woon, dan word jy geforseer om 'n boekie te kry. So ons brei nou toegang uit tot die kaart sodat ons dan kan wegdoen met die boekie, maar eers wanneer almal toegang het tot die alternatief. Ons gesels nou verder, ek gesels verder met ons minister, die jong minister. Jy's nie meer 'n nuwe minister, jy sal daar vir 'n tyd lank. Ja, ek stem saam, die werk is aan die gang. Sê my, is die plan op die ou end om van hierdie kaart ook ontslae te raak? Nee, die kaart gaan altyd daar wees. Nee, die kaart is 'n goeie produk, baie veiliger as die groen boekie. So ek wil die geleentheid sommer gebruik om almal aan te moedig, gaan gebruik nou een van hierdie 372 nuwe takke. Terloops, daar hierdie is 'n bietjie vars nuus vir julle. Ons het 'n nuwe webblad funksie uitgerol. As jy gaan na myhomeaffairsonline.dha.gov.za, kan jy nou interaktief in lewende tyd kan jy sien watter banktakke naby jou het hierdie diens. Wow. So gaan kyk by daai webblad en dan vervang jy nou jou boekie met die kaart. Die kaart gaan bly, die kaart gaan nêrens heen nie. Wat ons wil doen is om nog 'n kanaal te skep, 'n digitale kanaal wat gaan werk soos aanlyn bankdienste. As jy dink aan jou selfoon, hoe jy deesdae jou bankkaart fisies op jou foon kan oplaai en dan kan jy betalings maak, maar jy het nog steeds jou fisiese bankkaart in jou sak. Dis waar ons gaan opeindig met die identiteitsstelsel. Weet jy, as mens, ek wil net oor die visums gesels, want hier is 'n ding aan, miskien net die nodige agtergrond, en dit is die wêreld waarin ons vandag lewe. Die ekonomie, die moderne ekonomie van vandag is 'n digitale plek. Dit gebeur in die wolke. Ek meen, mense bly op verskillende plekke, maar hulle is burgers van verskillende lande en so. Is julle gereed daarvoor? Is julle gereed daarvoor met julle nuwe visumstelsel om buitelanders te kry om hier te kom werk en Suid-Afrikaners om ander plekke te gaan werk om dit alles bymekaar te hou? Ja, ek oordryf nie wanneer ek sê dat die ETI-stelsel wat ons nou besig is om te skuil, soos hulle sê, gaan van Suid-Afrika van een van die slegste visumstelsels in die wêreld na 'n wêreldleier maak. Dit is wat ons mee besig is. Want wat dis groot woorde. Wat jy gaan doen, kom ons kyk waar ons nou is. In China is daar 100 miljoen reisigers per jaar. As jy 'n toerist is van China wat Suid-Afrika toe wil kom, moet jy 'n visum kry. Daar's 2 fisiese plekke in China waar jy moet gaan. Jy doen aansoek, jy vul 'n vorm in, jy los jou paspoort daar en dan mis jy jou vlug want jy het nog nie jou visum gekry nie. En dan het jy nie gekom nie. Daarom kry ons 37,000 mense uit China per jaar. Dis amper niks. Met die ETA, China is reeds een van die lande wat aanlyn is. Ons het reeds gesien hoe dit begin toeneem. Gaan jy nou eta.dha.gov.za en jy doen aansoek asof jy met 'n bank werk. Gaan kyk na daai webblad. Die hele gevoel van hoe jy met ons departement omgaan is besig om te verander. Jy neem 'n selfie en ons kontroleer daai gesig. Ons kyk teen kriminele databasisse, ons vergelyk dit met jou paspoortfoto. Ons verifieer dat jou paspoort eg is. Maar vir jou as reisiger, 'n regmatige reisiger, jy kry binne 'n uur jou visum op jou foon. Ek kan hom nou vir jou uithaal, ek het een op my foon. Is in jou wallet. Dis jou visum. Jy kom by Suid-Afrika aan, jy skandeer die QR-code, jy kyk in 'n kamera en daarmee bevestig ons dan dat die gesig inderdaad die reisigersin is. Dis die ervaring wat reeds nou bestaan by ons lughawens en wat ons nou gaan uitrol na lande reg rondom die wêreld. So Dawie, ja, ons was baie jare ver agter gewees. Wanneer hierdie stelsel vir alle visumkategorieë daar is, gaan ons 'n wêreld. Maar dit is jy verwys so tipies na toerisme, tipies, sê nou maar. Maar daar's 2 groepe visums wat ek nou baie belangrik is, en dis buitelandse werkers wat hier wil kom bly en hier kom werk, so werkersvisums, dis die een, en buitelanders wat hier wil kom aftree, byvoorbeeld. Wat doen julle daaraan? Al daai kategorieë gaan opeindig in die ETA, so dit gaan dieselfde proses wees. Een van die goed wat ek geërf het, is hierdie verskillende kanale. Op die oomblik kan jy, as jy aansoek doen vir 'n visum na Suid-Afrika toe, kan jy gaan by 'n diensverskaffer in sekere lande, jy kan gaan na 'n Suid-Afrikaanse ambassade in sekere lande, of jy kan 'n e-visa gebruik, is 'n aanlyn stelsel wat nooit gewerk het nie. So dit's chaos. Dit is 'n absolute, die aansoeke raak weg. Dis wat gebeur wanneer jy met hierdie tipe papiergebaseerde oudtydse stelsels werk. Elke kategorie gaan opeindig in die ETA. Ons begin met toeriste, want dit is die maklikste. Jy het die minste dokumentasie nodig. Maar ons bou hom stelselmatig uit na werksvisums, studievisums en ek wil net dit byvoeg, Dawie. Hierdie ding is 'n oplossing vir doeltreffendheid, maar ook vir sekuriteit. Want dieselfde tegnologie wat maak dat ek vir 'n opregte wettige reisiger vinnig 'n visum gee, is die een wat maak dat ek jou kan blok as jy nie voldoen aan die vereistes. Leer, luister, ons tyd is nou verby. Ek wil net 'n vinnige opmerking maak. Ek meen, as daar nou 'n departement is wat my hare laat regop staan,
dan is dit binnelandse sake. Dit het nou intussen lyk dit vir my besig om te verander. En as daar 'n departement is wat krities belangrik is, dan is dit sekerlik binnelandse sake. En as dit 'n departement wat lyk my besig om omgekeer te word, dan is dit sekerlik binnelandse sake. Jy gee vir my nogal hoop vir Suid-Afrika se toekoms. Dit maak my dag, Dawie, wanneer ons hier klaar is, ongeag wat polities verder gebeur, gaan daar 'n fondasie wees vir 'n moderne, gesonde staat. En dit gaan die nalatenskap wees van hierdie projek en dis wat jy kan doen wanneer jy nie dink, tegnologie gebruik, vennootskappe omarm en net opreg daar is om die werk te doen. Baie dankie dat jy vanoggend by ons 'n draai gemaak het. En ek moet vir jou sê baie dankie vir die werk wat jy daarso doen. Want ek meen daai as mens net dink aan ek moet binnelandse sake toe gaan, ek meen daai totale vrees wat mense opval. Dit is besig om te verdwyn. Dankie dat jy by ons 'n draai gemaak het vanoggend. Die staat is daar om vir my te werk en nie andersom nie.